terug te wees by julle. So baie gesigte te sien wat teruggekom het vanaand. Ons is baie bly om julle almal vanaand weer hierso te sien. En met ons tweede lesing in hierdie reeks is daar hoop in al die chaos. Voordat ons bid, net vinnig 'n recap op gisteraand, het ons gekyk na, is die Bybel werklik betroubaar? Is die Bybel 'n boek wat ek kan vertrou? Is die Bybel gesaghebbend en het dit werklik die waarde wat die Christen aan die Bybel heg? En ons het die vraag gevra, wat maak die Bybel anders? Wat maak die Bybel anders as verskeie ander Christen of geestelike, godsdienstige geskrifte? Ons dink aan die Koran, aan die Vedas, aan die boek van Mormon, ons dink aan verskeie ander geestelike skrywes wat bestaan in die wêreld van verskillende geloofsgemeenskappe. En ons vra, wat maak die Bybel die boek wat ons moet glo? Dit ons gaan soek na bewyse dat die Bybel werklik 'n betroubare boek is. En net in een hoofstuk van die Bybel, daar's baie ander, maar ons het in een hoofstuk van die Bybel 'n profesie gevind, 'n Bybelprofesie, 'n toekomsprofesie wat God vir 'n heidense koning gee, vir koning Nebukadneser, wat die toekoms van hierdie wêreld uitlê. En dit is maklik om die toekoms te voorspel as jy daar staan. Die gesag van daai voorspelling kan eers bevestig word wanneer jy in daai toekoms is en terugkyk in die geskiedenis en sien of dit waar geword. Ons sien koning Nebukadneser droom van hierdie groot beeld. Die beeld is van verskillende elemente gemaak, is die kop van goud, die bors van silwer, die lendene van koper, die bene van yster, die voete van yster en klei. Hy droom hierdie droom en dan kom hy hierdie klip uit die hemel uit wat nie deur 'n mens se hand losgeraak word nie, en hy tref hierdie beeld val in mekaar en die klip word die hele wêreld word so groot soos die hele wêreld. Dis die droom. En Daniël kom en hy lê die droom uit en hy sê vir Nebukadneser, die droom beteken die volgende: jy is die kop van goud. Na jou sal daar nog 'n koninkryk kom. En ons sien hoe dit gebeur in wêreldgeskiedenis, hoe die Meders en die Perse, die Medo-Persiese samewerking plaasvind om uiteindelik die Babiloniese koninkryk te oorwin. En hy sê, maar na die Meders en die Perse sal daar nog 'n koninkryk kom. En Alexander die Grote, die Griekse militarist staan op en hy met baie goeie strategieë neem die Medo-Persiese koninkryk oor en sommer die res van die wêreld. En hierdie Griekse ryk heers ook maar net vir korte duur en die Romeine kom op die toneel. Uit die Griekse ryk uit word die Romeinse ryk gebore en hulle word uiteindelik dan hierdie wêreldmoondheid wat die wêreld vir 600 jaar lank regeer. En dan sal ewe skielik nie meer een wêreldheerser wat die wêreld oorheers nie. Ewe skielik breek hierdie Romeinse ryk in verskillende lande op, wat ons vandag as die Europese lande ken, die Europese volke, en die voete van yster en klei wat nie meng nie, word bewaar. En jy en ek staan vandag in die era waarin ons staan, in 2025, en ons kyk terug op hierdie wêreldgeskiedenis, en ons het nie eers die Bybelse geskiedenis nodig nie. Ons kan in sekulêre bronne, in sekulêre historiese bronne gaan opsoek of dit wat Nebukadneser se droom voorspel het waar geword het. En ons sien dit is so. Dat God is getrou. Dat wanneer God sê iets gaan gebeur, is dit hoe die toekoms uitspeel. En ons het gesien dat die woord van God, die Bybel, is 'n betroubare bron vir die mens om sy lewe daarvolgens in te rig. Want geen ander geestelike geskrif kan doen wat die Bybel gedoen het. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u woord. Dankie dat ons dit in ons eie taal kan lees. Dankie dat ons dit kan verstaan. Here, ons neem dit baie keer as net van selfsprekend dat ons daardie boek het in ons huis. Maar dit is 'n besonderse gawe wat ons het om dit te hê in ons eie taal. En waar ons vanaand verder gaan delf in die soeke na hoop te midde van al die chaos, vra ons dat u ons asseblief sal lei uit u woord uit. Nie wat ek sê nie wat ons voel nie wat ons al voorheen gedink het nie, maar u woord en u woord alleen. Ons vra Here dat dit nie net 'n kopoortuiging sal wees nie,
maar dat vanaand se lesing ons harte sal tref en ons hoop sal gee te midde van wat aangaan in ons lewens, maar ook in die wêreld. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons het gisteraand gesien dat hierdie wêreld is in chaos. Hierdie slide gaan elke aand op wees. Die wêreld is in chaos en jy en ek beleef dit eerstehands. Ons beleef dit in ons eie lewens. Ons gaan deur uitdagings in ons lewens. Ons ervaar siektes, ons ervaar die verlies van geliefdes wat sterf, ons ervaar finansiële uitdagings, ons ervaar verhoudings wat verbrokkel, ons ervaar konflik met ander mense. Ons lewe is partykeer in ons lewe in chaos gedompel. Maar die wêreld om ons beleef ook chaos. Ons sien hoe korrupsie en moord en doodslag en geweld en al hierdie tipe goed aan die orde van die dag is in ons samelewing. En ek sê dit gereeld, ons in Suid-Afrika is blootgestel aan baie meer chaos as wat ons dink. Ons het so gewoond geraak daaraan, dat dit aan die orde van die dag is vir ons. Ons het so gewoond geraak aan alles wat om ons aangaan, dat ons nie besef hoe chaoties hierdie wêreld is waarin ons bevind nie. Hoe verkeerd dit eintlik is. En die vraag is daar nog enige hoop oor? Is daar enige iets wat nog sinvol is? Is daar enige iets wat nog betekenisvol kan wees, wanneer daar soveel verkeerd in my eie lewe, maar ook in die wêreld waarin ek leef, aan die gang is? Vanaand gaan ons die vraag vra, waar kom dit als vandaan? Waar kom al hierdie chaos vandaan? Voordat ons na oplossings kan begin kyk vir die chaos, voordat ons die hoop kan begin in diepte identifiseer, moet jy en ek eers weet, wat is die bron daarvan? Want as ons die bron van alles wat verkeerd is, verkeerd plaas, dan gaan ons dit mis, die hoop mis. Nou, in vandagse teologiese kringe, en ek skuur bietjie skouers met so nou en dan met bietjie akademici in die teologiese wêreld, is hierdie vraagstuk rondom bestaan Satan werklik? Is al werklik so iets soos 'n Satan? Jy weet, en ons praat van hoogsgeleerde teoloë, ouens wat doseer by universiteite en so, en wat sê, Satan is eintlik maar net 'n sosiale konstruk, is eintlik net iets wat in jou eie gedagtes is, daar's nie regtig 'n wese soos die Satan nie, boosheid kom ontstaan uit die mens self uit, en hulle het allerlei mooi argumente daaroor. En dit is hoekom dit nodig is dat ons na hierdie boek moet terugkeer. Want al die wêreldse filosofieë, en al die wêreldse gedagtes en akademiese navorsing en studie, kan nie hierdie boek weer lê en verbeter nie. Hierdie is ons gesag. Dit is wat ons gisteraand bevestig het. So ons moet terugkom na hierdie boek toe, om die ontstaan van boosheid korrek te identifiseer. Waar kom dit vandaan? Nou, baie mense dink dat die psigiese, die bonatuurlike, die mystieke, moet alles van God afkom. Dit moet alles van hom afkom. As enigiets bonatuurliks gebeur, as enigiets lyk of dit 'n wonderwerk kan wees, enigiets lyk of dit uit die gewone uit is van ons alledaagse lewe, dan moet dit God wees wat dit gedoen het. Maar dit is interessant dat hierdie eerste bonatuurlike gebeurtenis na die skepping, die eerste bonatuurlike gebeurtenis hier op aarde, die eerste mystieke gebeurtenis, hierdie misterieuse gebeurtenis, nie deur God gedoen word nie. Ons praat nie van die skepping, dis 'n besonderse gebeurtenis, ons gaan een aand daarna kyk. Maar die eerste mystieke gebeurtenis op aarde lees ons oor. Die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, nou, ek is lief vir diere, en ek spandeer graag tyd saam met diere, maar ek het nog nooit 'n dier met my oor praat nie. Wat is hy fliek? Ja, Dr. Dolittle, die diere wat met hom praat.
Ek het nog nooit 'n dier met my oor praat en as ek die dag doen, moet hulle my waarskynlik opneem in 'n psigiatriese hospitaal. Dan is daar fout met my. Maar hier is 'n dier wat met 'n mens praat en sy reageer. Sy hoor nie 'n stem in haar kop nie. Hierdie is werklik 'n dier wat begin gesels. En hoor wat sê hy vir haar, is dit so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome in die tuin nie? Wat het God gesê? Die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet. Jy's verkeerd. Dis nie wat God gesê het nie. Maar van die vrugte in die boom, van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag nie daarvan eet nie, dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Dis God se woorde, los daai boom se vrugte uit, anders gaan julle sterf. Al die ander bome kan julle van eet. En Satan sê, die slang sê, julle sal nie sterf nie. Die eerste leer wat vertel word in die Bybel. Jy sal nie doodgaan nie. Volgende week Woensdag aan. En as ek kyk na hierdie eerste leen. En hoe dit vandag nog die leen is. Wat Satan voorhou. Julle sal nie sterf nie, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal weet deur goed en kwaad te ken, deur te kan onderskei tussen goed en sleg. Nou, Satan vertel 'n baie subtiele leuen, want dis nie heeltemal verkeerd wat hy sê nie. Want Adam en Eva het nog geen ervaring van kwaad gehad nie. Terwyl God weet wat boosheid en kwaad is. Nie omdat hy dit self al beleef of gedoen het nie, maar omdat God al weet dit is. So Satan kom hier met 'n slinkse benadering tot Adam en Eva, en hy sê vir hulle, ten minste vir Eva, hy sê vir haar, God is bang dat julle iets sal weet wat hy weet. God steek vir julle iets weg. Dit wat hy sê, hy wil die beste vir julle hê, dis nie die waarheid nie. Eva moes weghardloop, maar sy doen nie. Sy beleef hier iets wat sy nog nooit beleef het nie, en hy vertel vir haar van iets wat sy nog nooit beleef het. Sy weet nie wat spyt nie, sy weet nie wat seer nie, sy weet nie wat sit om te nagekom te word nie, sy weet nie wat enigiets onaangenaam nie, sy ken nie vrees nie. En dis waarskynlik hoekom sy interaksie het met hierdie slang. Jy en ek sal maak dat ons hardloop as 'n dier met ons begin praat. Nou, wie was die krag wat deur hierdie slang gewerk het? Was dit maar net 'n dier wat die vermoë gehad het om te praat en wat iets van God geweet het? Of was daar 'n mag, 'n krag wat homself binne in hierdie slang ingewerk het op een of ander mystieke bonatuurlike manier wat ons eintlik moet identifiseer? En as ons dit moet identifiseer, hoe moet ons dit identifiseer? Wel, die Bybel. Die Bybel interpreteer homself. Ek kan nie net aan die Bybel betekenisse plaas, aan tekste betekenisse plaas soos ek lus is. Die Bybel gee interpretasie aan dit wat die Bybel sê. So die Bybel sê vir ons, wie is hierdie slang? In Openbaring 12 vers 9, die groot draak is neergewerp. Wie? Die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. Nou van waar af is hy neergewerp? Want Openbaring sê hy is neergewerp. Nou hoe het hy hier op die aarde gekom? Van waar af kom hy? Wel, Jesus sê vir sy disippels, ek het die Satan soos 'n bliksemstraal uit die hemel sien val. So van waar af kom die Satan? Dit maak nie sin nie. Satan in die hemel? Dit klink nie hoe dit moet wees nie, né? Dit klink ongelooflik. Dit klink die Satan moes nie in die hemel gewees het nie. Ons verstaan dat hy hier moeilikheid maak. Maar vir Jesus om te sê hy het uit die hemel uitgekom en vir Openbaring om te sê hy is neergewerp. Hoe kan dit wees? Jy sien die Bybel ontvou 'n verhaal, 'n tragiese verhaal, 'n baie hartseer verhaal. Want daar was 'n wese in die hemel wat die engel van lig genoem is.
'n pragtige, magtige, maar geskape wese, 'n engel van God. Nou, as ons na kunstenaarsvoorstellings kyk van die duiwel, dan is altyd hierdie mannetjie, hierdie rooi mannetjie, sterk, en die horings, en die vark, en sommer 'n lelike ding, ons maak die kinders bang met hom. Maar dit is nie die beeld wat die Bybel skep, van hoe hierdie engel van lig gelyk het, voordat hy op die aarde neergewerp is. Ons lees in Esegiel 28, en in Esegiel 28 gebruik die profeet Esegiel beeldspraak, deurdat hy die koning van Tyrus aanspreek, maar hy gee kwaliteite van 'n bonatuurlike wese, wat duidelik nie die koning van Tyrus is nie. So, dis baie beeldspraak wat gebruik word in hierdie Bybelprofesie, en dis hoekom baie mense bang is om hierdie moeilike profetiese boeke te lees, want daar's baie beeldsprake en daar's baie onduidelikhede in. Wanneer ons Paulus se geskrifte lees, ons wat met westerse denkpatrone dink, ons hou van Paulus, né? Want hy gee net die feite. Ons hou van Jesus se lewensverhaal, want dit is 'n storie. Maar die profete gebruik hierdie beeldspraak, hierdie verduidelikings wat eintlik 'n ander betekenis het. Nou, die profeet Esegiel skryf oor die koning van Tyrus, maar eintlik skryf hy nie oor die koning van Tyrus nie. Hy skryf oor 'n ander wese. Hoor wat sê hy? Jy was die seelring van eweredigheid, in ander woorde van perfektheid. Jy was vol wysheid, jy was volmaak in skoonheid. Dis baie duidelik dat hy nie van 'n mens praat nie. Jy was in Eden, die tuin van God. Allerhande edelgesteentes was jou bedekking. Jy was volkome in jou wee van die dag af dat jy geskape is. Die beskrywing van hierdie engel van lig, wat ons nou gaan sien, hy noem hom die engel van lig. Die beskrywing van hierdie engel is besonder. Dis 'n pragtige ding. Ons kan onsself nie indink hoe lyk iets wat perfek geskape is nie. Ons het hier op aarde nog niks beleef wat perfek is nie. Ek het gedink my kinders is toe hulle gebore is. Toe hulle ouer word, toe besef ek hulle is nie. So, ons het nog niks beleef wat perfek is nie. En hier kom Esegiel en hy beskryf hierdie wese as 'n perfekte, volmaakte wese. Maar hierdie engel, hierdie wese was nie tevrede met wie en wat hy is nie. En ons lees verder, jy was volkome in jou wee van die dag af dat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind. Ongeregtigheid is die teenoorgestelde van volmaaktheid. Is die teenoorgestelde van perfektheid. Is die teenoorgestelde van eweredigheid. Hier is die engel wat blyk om perfek te wees, mooi en goed en volmaak te wees, maar binne in hom ontstaan daar ongeregtigheid. En wat is daardie ongeregtigheid? Dis nie iets wat die Skepper hom gegee het nie. Dis iets wat hy kies om te wees. Want Esegiel gaan verder en sê, hoogmoedig het jou hart geword oor jou skoonheid. Jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Een van die grootste geskenke wat God gee aan intelligente, geskape wesens, is die geskenk van keuse. Is die geskenk om of vir God te kies, of teen hom te kies. Jy sien, God is nie 'n magsbehepte tiran nie. God forceer homself nie af op die mensdom nie. God forceer homself nie eers af op die engele nie. God sê, ek wil aanbid word uit 'n liefdeskeuse, omdat jy kies om my te aanbid. En hierdie engel kry hoogmoed in sy hart. Dit is die ongeregtigheid wat in hom gevind word. En hy raak verlore op hierdie ego-trip. Want hy het die heerlikheid en die eer en die glorie wat eintlik net aan God toekom, vir homself begeer. Nou dis nie net Esegiel wat in die Ou Testamentiese profesie oor hom skryf nie. Die profeet Jesaja doen ook. En Jesaja beskryf hom soos volg: hoe het jy uit die hemel geval, o môrester? Nou, ek wil net vir 'n oomblik daar stil staan, net vir 'n punt van interessantheid. Hier is waar ons die woord Lucifer vandaan kry.
Lucifer word in die King James en in die New King James Bybel gebruik vir die vertaling van môrester. Dis die enigste vertalings van die Bybel wat dit doen. Hulle gebruik die Latynse woord vir môrester, gebruik hulle as 'n naam. So, Lucifer is nie regtig 'n naam nie. Die Hebreëse teks gebruik dit as 'n titel. Môrester. Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester? Seun van die dageraad. Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? Hoekom? Want jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God. Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel aan die Allerhoogste. Dit is Satan se sonde gewees. Hy wou God wees. En ons 'n baie diep studie wat ons hier kan gebruik, hierdie vergelyking tussen Satan en die drie eenheid wat wel God is, maar dis nie waaroor vanaand gaan. Die punt is, Satan het gesê, ek is nie tevrede om hierdie pragtige engel te wees. Hierdie kragtige engel. Ons verstaan nie heeltemal mooi presies wat was sy rol in die hemel as die môrester, as hierdie engel van lig nie. Ons weet nie mooi wat was sy rol nie, maar hy sê ek is nie tevrede daarmee nie. Ek wil my gelykstel met God. En daar is ongeregtigheid in hom gevind oor die keuse wat hy gemaak het. En hy kom versteur die perfekte harmonie, die perfekte liefde van God wat in die hemel heers. Maar God is 'n God van liefde. En God moet daardie liefdesnatuur ten alle tye uitleef. En een van die vrae wat ek gereeld gevra word is, hoekom het God nie net die Satan uitgewis? Die oomblik toe hy teen God begin rebelleer het. Sou God nie ons al hierdie hartseer gespaar het, as hy dit net gedoen het nie? Wil jy 'n God dien, omdat jy bang is dat hy jou gaan uitwis? Of wil jy 'n God dien omdat jy lief is vir hom? Kom ons draai dit om. Wil God gedien word uit vreesheid? Of wil God gedien word uit liefde? God se natuur van liefde verhoed hom om Satan op hierdie oomblik uit te wis. Want dan sou hy teen dit gegaan het waarvoor hy staan, en dis vryheid van keuse. Want as God net die boosheid onmiddellik uitwis, dan is daar nie eintlik 'n keuse nie, né? Dan is die keuse net 'n ideologie wat nie regtig prakties kan gedoen word nie. En God laat hierdie vryheid van keuse toe, alhoewel dit sy hart breek. Alles waarvoor God staan, sy liefde, sy geregtigheid, sy wysheid, sy kennis, sy omgee, sy skepingskrag, alles word deur Satan bevraagteken. Wanneer hy in teenstand met God begin kom. Wanneer hy vir Adam en Eva sê, of vir Eva ten minste, is dit so dat God gesê het, julle mag nie van al die bome eet nie. God is net bang dat julle soos hy gaan wees. Sê hy eintlik vir Eva, God is nie wie hy sê hy is nie. En dan wil ek so half in my agterkop sê, ja, speak vir jouself, né? Want jy is nie wie jy sê jy is nie. Maar hy sê, God is nie wie hy sê hy is nie. En deur hierdie gees van misleiding en rebellie, word hy die teenstander van God, nog voor die skepping van hierdie aarde. En so sluip daar hierdie twyfel van misleiding, wat Satan versprei, ook onder die ander goddelike wesens. Ons het al reeds gesien dat Satan word beskryf môrester. En in die Bybel is dit 'n gereelde toepassing wanneer engele beskryf word as die ster van die hemel. En ons lees in Openbaring 12 vers 3 tot 4, 'n ander teken het in die hemel verskyn. Daar was 'n groot vuurrooi draak
7 koppe en 10 horings en 7 krone op sy koppe en in daai beskrywing het alles baie besonderse simboliek van wie en wat Satan is. Ons gaan dalk op 'n ander keer daarna kyk. Maar hoor wat sê hy, en sy stert het 1/3 van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi. En jy het al gehoor van die idee dat Satan 1/3 van God se engele saam met hom verlei het? En dis waarskynlik waar ons dit kry, is God 1/3 van die sterre van die hemel is saam op hierdie aarde neergewerp, 1/3 van die engele. En hulle word demoniese magte. Hulle is nie meer God se engele nie. Ons vind hulle gereeld in die evangelies van Jesus, waar hy hierdie demone teekom, wanneer hy met demoonbesetene mense te doen het. Dis hierdie engele wat Satan, wat hy teekom. Openbaring 12 gaan verder, daar het oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer, en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie, want die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word Satan, 'n duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. Die hemel word die slagveld van die eerste oorlog. Die perfekte, heilige woonplek van die almagtige God word die eerste slagveld. Ons kan dit amper nie indink nie. En hierdie stryd verskuif van die hemel af, want sonde en rebellie kan nie in die teenwoordigheid van God bly bestaan nie. En dit skuif na hierdie aarde toe. En daar's baie vrae wat ek rondom dit het. Ek eis nie dat ek al die antwoorde het op al die vrae nie. Maar ek glo wat die Bybel my in geloof. Ek glo dit en glo wat die Bybel my leer. Al het ek nie al die antwoorde nie. En hierdie stryd verskuif na planeet Aarde. En ons word as te ware die verhoog waar die wêreld, die heelal, die ander geskape wesens, die engele, ons word die verhoog waar hulle die werklike natuur van sonde kan sien uitspeel. 1 Korintiërs 4 vers 9 sê, ons het 'n skouspel geword vir die wêreld, vir die engele sowel as mense. Wanneer iemand na hierdie wêreld kyk, wanneer jy en ek na hierdie wêreld kyk, kan ons sien, hoe lyk sonde, wat doen sonde, hoe sleg en lelik en chaoties dit is. God het hierdie planeet geskape in perfektheid, in mooiheid, alles was reg. En toe, ons lees, God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. Nou wat beteken dit om na die beeld van God geskape te wees? Dit sê jy en ek is in God se beeld geskape. Wat beteken dit? Lyk ons soos God? Dink jy dis wat die teks beteken nie? Nou, kan ons doen wat God doen? Ek dink nie dis wat die teks beteken nie. Om na die beeld van God geskape te wees, impliseer dat jy en ek het dieselfde vermoë om lief te kan hê en verhouding te kan hê as wat God het. Want wat sê in Johannes 4, ek dink is vers 18, dis nie my, of vers 8, is binne nie in my slides nie. Wat is God? God is liefde. Dis sy natuur, dis wie hy is. En as dit sê ons is in sy beeld geskape, dan skep God die mens ook met die vermoë om te kan lief hê. En om liefde te kan ervaar. Om hierdie verhouding te kan beleef. En hy skep dit in perfektheid. En God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Hier kom hierdie liefde in 'n huweliksverhouding tussen Adam en Eva tot realiteit. Tot uitvloeiing. Wees vrugbaar, vermeerder die aarde, vul die aarde, onderwerp dit. Heers oor die visse in die see, die voëls van die hemel en al die diere wat op die aarde kruip. God skep die mens eintlik om te heers. Nou die naaste wat ek aan amper daardie heerskappy kom, ek het 'n German Shepherd. En ek het vir baie jare 'n bokser gehad, Nico ken hom. Hy het net vir niks geluister nie. Hy het geweier om na enigiets en enigiemand te luister, hy het geen dissipline gehad nie. Baie lief vir hom gewees, na 9 jaar is hy dood. Ons kry die German Shepherd, ek sê vir my vrou, vir eerste keer in my lewe luister die hond vir my.
Sy vir hom sê, kom. Maar daardie hond het nie 'n ingeboude respek vir my heerskappy nie. Dis aangeleer. As ek hier uitstap, hier is 'n wilde dier. Ek sê, kom hier, gaan hy nie vir my luister nie. Julle gaan dink, ek sien julle lag. Julle gaan dink, ek's mal, want 'n wilde dier gaan nie vir jou luister. Jy het 'n heerskappy oor hom nie. Maar God het ons oorspronklik geskaap om heerskappy te hê. Die Here het vir Adam en Eva 'n tuin gegee in te bly. Tuin van Eden in die ooste. En die Here het vir die mens gevat, tuin aangestel en gesê bewerk dit, bewaar dit. Dit was die eerste konteks van hierdie wêreld. Dit is perfekte geskape wesens, perfekte liefde, perfekte verhouding, heerskappy oor die res van die skepping, werk wat sinvol is, wat betekenisvol is, waaruit hulle waarde kan put. Maar tog skep God Adam en Eva nie buite die moontlikheid van verkeerde keuses nie. Omdat God liefde is, moet hy sy geskape wesens, sy intelligente geskape wesens toelaat om vir of teen hom te kies. God forceer nie aanbidding af nie. En God moet dus vir hulle die moontlikheid gee om 'n keuse te beoefen. Maar dis die ander vraag wat ek kry, hoekom is daai boom in die eerste plek in die tuin van Eden gesit? Want as God nie daai boom daar gesit het nie, wat se keuse het hulle gehad? Wat se keuse kon getuig van hulle besluit om God te dien? Weereens was keuse dan maar net 'n ideologie wat nie werklik prakties toepasbaar was nie. Omdat die boom daar is, het hulle 'n keuse om God te kies of nie. En die Here God het aan die mense bevel gegee en gesê, van al die bome in die tuin mag jy vrylik eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, gaan jy sterf. En ek dink die mense het aanvanklik gedink, dis 'n regverdige stelling, dis heeltemal fair. Kyk, as ek al die ander vrugtebome het, en as een boom daar een kant wat ek nie mag van eet nie, bly ek dit weg van hom af. Maar hulle was oorrompel toe hulle die mees kwesbaarste was. Jy sien, Satan werk baie selde openlik. Satan verlei en mislei ons nie met openlike misleiding nie. Satan werk gewoonlik so 'n bietjie met 'n kinkel. En ons lees dit, want die Bybel sê vir ons, hy gebruik dinge soos regerings, hy gebruik organisasies, hy gebruik mense. Net soos wat God nog nooit aan my verskyn het nie, het Satan ook nog nooit in 'n wese aan my verskyn nie. Maar ek het hom al beleef. Ek het hom al beleef in mense se optrede, ek het hom al beleef in my eie optrede. En ons lees hoe Paulus dit beskryf, trek die volle wapenrusting van God aan, ons gaan nou net daai, julle staande kan bly teen die liste van die duiwel, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen wat? Die owerhede, die magte, die wêreldheersers van die duisternis, teen die bose geeste in die lig. Satan werk op 'n vlak wat jy en ek nie eers kan dink aan nie. En hy kom en hy mislei vir Eva. Partykeer word ons mislei, partykeer word ons verlei. Verskil is, mense wat mislei is, weet jy hulle is mislei nie. As jy verlei is, weet jy is verlei. Jy weet iemand het jou op die verkeerde pad gevat. As jy mislei is, dink jy is okay. Dis 'n baie gevaarliker plek om te wees. En hy sê, is dit so dat God gesê het, julle mag nie van die bome, al die bome van die tuin eet nie. So het daarin gelees, die vrou het van hom gesê, ons mag eet van die bome. Ons mag nie daar een boom, ons mag nie daar gaan karring nie. Anders sal ons sterwe. En die slang sê vir daai eerste een, julle sal nie sterf nie. En ek dink Eva het nie die eerste keer gesondig toe sy die vrug gehaap het nie. Want voor sonde in aksie ingaan, gebeur dit hier in ons brein.
Eva se sonde was dat sy getwyfel het in wat God sê. En God het gesê, moenie daar eet nie, ek weet wat is beter vir jou, ek luister na my, Satan kom en hy sê, nee, julle sal soos God wees. Hy steek vir julle iets weg. God is nie wie hy sê hy is nie. En dit is nog steeds die natuur van alle sonde. Jy kan gaan dink aan enige sonde, dink aan die sondes wat jy al in jou lewe gedoen het. Omdat jy gedink het, jy weet beter in jou lewe as wat God weet. Klein sondetjies, groot sondetjies, alles van hulle. God weet nie wat is goed vir my nie, ek weet wat is beter vir my. Daarom gaan ek hierdie ding doen. Toe sien die vrou dat die boom goed was om te eet, dat dit 'n lus was vir die oë, boom wat 'n mens kan begeer om verstand te kry. En sy neem van die vrugte en eet, en sy gee dit aan haar man by haar, en hy het geëet. Ek gaan nou nie in 'n groot debat ingaan oor wie is jy eintlik skuldig hier nie. Ons gaan nou by 'n teks kom wat sê wie is die eintlike skuldige. En hulle toets die liefde van God op die verkeerde manier. En hulle val die toets. Nie God nie. En vir die eerste keer in hulle lewe beleef daardie twee eerste geskape mense bang wees en skaamte en skuldgevoelens. En hulle verloor geluk en perfekte liefde en gemeenskap met God en hulle tuin en huis wat hulle het en heerskappy oor planeet aarde en uiteindelik het verloor hulle alles wat mooi en goed is en hulle gaan kruip weg. Satan het reg gekry wat hy wou reg kry. Maar hoe reageer God? Storm hy daar op aarde in en hy begin vir hulle uittrap van 'n kant af. God kom vra. En God vra vir Adam, hoekom kruip jy weg? God geweet hoekom kruip Adam weg. Absoluut. Maar hy vra vir hom, hoekom kruip jy weg? En hy sê, ek het die gereis gehoor in die tuin en ek was bang want ek is kaal en daarom het ek my kom wegsteek. Eerste keer beleef Adam wat dit is om kaal te wees. Daai konsep het nie bestaan nie. Nou het hy skaamte, wil hom toemaak, hy wil nie voor God kaal staan nie. Sy sonde het hom ontbloot. En God vra vir hom, het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? Hierdie klink nie vir my soos 'n diktator wat magsbehep is nie. En wat sê Adam vir God? Ek vind hierdie baie amusant. Miskien vind ek dit amusant omdat ek dit so goed ken. Die vrou wat jy my gegee het, sy het my van die boom gegee en ek het geëet. Nie my skuld. Ja, ek het 2 seuns, ek sien dit elke dag. Maar meer as dit, ek is 'n mens. Ek beleef dit ook elke dag. Om te wil wegskram van verantwoordelikheid vir my eie aksies. Adam sê, nee, is nie ek nie, dis die vrou, maar is ook nie eintlik die vrou nie, dis jy. God, dis jou skuld. Jy het my 'n vrou gegee. En daarom het ek geëet. En God sê vir Eva, wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord, nee, die slang het my bedrieg. En ek het geëet. Sê ek nie. Die mens se natuur is om blame te plaas die heeltyd, selfs wanneer ons gefouteer het. En op daardie dag is hierdie 2 mense veroordeel as gevolg van die keuse wat hulle gemaak het. Donderdag aand is een van die mees belangrikste lesings wat jy kan bywoon in jou lewe. Wat beteken die veroordeling tot die dood? Wat beteken dit vir my? En is daar hoop vir 'n slegte en 'n lelike sondaar soos ek, wat ook veroordeel is? Toe het God die mens weggedrywe uit Gerubs, is engele aan die ooste kant van die tuin van Eden laat woon, 'n swaard van vlam en flikker, om toegang tot die boom van die lewe te bewaar. So hier word Adam en Eva uit hulle tuin uitgestuur, en Satan het vir hulle gesê, julle sal nie doodgaan nie, en die Bybel sê vir ons, Adam het
van nou aan. So was die dae van Adam wat hy geleef het, 930 jaar en hy het gesterf, amper 1000 jaar. En daar is ook 'n lang teorie daaroor, hoekom het die mense so oud geword. Dis waarskynlik omdat die genepool nog glad nie besoedel was, soos wat dit in ons tyd, paar duisend jaar later al is. Adam het gesterwe. Satan het gesê, julle sal nie doodgaan nie, moenie worry nie. Adam is dood. Te laat het Adam en Eva besef dat die duiwel die 'n leenaar is en die vader van die leuen is. Kan nie vertrou word, hy kan nie geglo word nie. En hierdie perfekte wêreld word besmet met vloek, die vloek van sonde. En ewe skielik is hier pestsiektes, en ewe skielik is hier geweld, en ewe skielik is hier mense wat teen mekaar is, en ewe skielik is hier verwarde miljoene mense, biljoene mense wat vra, hoekom gebeur hierdie? Hoekom lyk die wêreld soos hy lyk? Hoekom is daar oorlog? Hoekom gaan mense dood? Ek dink aan 'n paar jaar terug, 2021, is ons baie opgewonde. 2021, 2022. Ek kan nie 'n jaar of dit. 2022, 2023. Nee, no. Ja, ons is baie opgewonde oor die idee van Israel toe gaan. Ons beplan hierdie hele Israel toer 2023. Ons beplan hierdie hele Israel toer, ons is reg, ons het almal se deposito's soos betaal, party mense is 'n volle toer sal betaal. Ons is reg, ons gaan vertrek op die 12de Oktober. Gaan ons Israel toe met 'n toergroep van mense om Israel te gaan toer. 7 Oktober, 'n week voordat ons moet gaan, bars oorlog in Israel uit. En dis chaos. Absolute chaos. Alle vlugte word gekanselleer, die toer is daarmee heen, en ek is sommer kwaad, want ek is ontwrig, né? Want my toer is nou daarmee heen. En ek begin die beelde op die skerm volg. En ek begin sien aan die Israeliese kant hoe vrouens en kinders doodgemaak word. En ek begin sien aan die kant van die Palestynë hoe vrouens en kinders doodgemaak word. En ek besef, hier is mense wat hulle lewens verloor deur oorlog. En ek is besorg oor 'n toer wat nie gebeur nie. Hierdie wêreld is nie wat hy moet wees nie. En wie moet blameer word? Gee God nie om vir ons nie? Het hy ons vergeet? Of erger nog, is dit God wat al hierdie goed orkestreer? Al hierdie boosheid en sleg en lelik. En is maklik om God te blameer vir al die chaos wat op aarde is. Want God is die wese wat in ons oë die almagtige een is, die een wat moet kan oplossings bied, die een wat moet kan bonatuurlike dinge doen. Daarom soos deur een mens, soos Romeine 5 lees, sien ons wie hierdie mens is. Mans, is nie Eva, is Adam. Soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het. En deur die sonde die dood. En so die dood tot alle mense deurgedring, omdat almal gesondig het. Jy en ek is nie vry, is nie kwytgeskel van die gevolge van sonde waarmee Adam en Eva begin het nie. Ons is nie kwytgeskeld van die aksies van sonde nie, en ons is ook nie kwytgeskeld van die natuur van sonde nie. Ons is sondaars in wese. Elke mens. Dis hoekom jy sterf. Maar wie is die skuldige, die eintlike skuldige, wat agter alles sit? Dis die slang, dis die Satan, dis die een wat begin het daarmee. Hy is die een wat verantwoordelik is. Hy is die een wat moeilikheid in hierdie planeet ingebring het, wat sonde en lyding aanhou bly bevorder. Hy is die een wat doodmaak. Hy is die een wat siekte bring. En jy en ek is ondergeskik aan daardie werke van Satan, omdat ons sondaars is. Ons ly op hierdie aarde, want ons bevind onsself hierso. Jesus ontmasker die duiwel homself in een spesifieke gebeurtenis, een spesifieke interaksie. Hy is op 'n Sabbat in die sinagoge, Jesus, die kerk. En hy leer die mense daar, en hier kom 'n man in wat misvormd is in sy bou, sy liggaamsbou.
En Jesus maak hom gesond. Soos wat dit sy natuur is. As hy siek mense kry, maak hy hulle gesond. Lees in die evangelies. Daar's nie siek mense wat hy verbygaan en siek los het. Maar ewe skielik kom maar teenstand van die fariseërs af, van die kerkleiers af. En sê, hierdie gesond maak storie kan nie op 'n Sabbat gebeur nie. Dis nie reg nie. Jy moet nie hierdie ding doen nie. Hoor wat sê Jesus. Vergeet nou eers van die interaksie met die fariseërs en van die Sabbat en van die gesond maak. Hoor wat sê Jesus oor die Satan. Hy sê, hierdie vrou wat 'n dogter van Abraham is, wat die Satan 18 jaar lank gebind het, moes sy nie van hierdie band op die Sabbatdag verlos word nie. Wie identifiseer Jesus as die bron van siekte en swaar kry en probleme? Satan. Hy sê dis Satan wat mense bind. Ek gaan vinniger begin gaan. Ek sien ons nader aan die einde. Ek wil graag by 'n persoonlike getuienis kom. Nêrens anders in die Bybel sien ons Satan se strategie so goed soos in die boek Job nie. Job is die oopmaak van boosheid. God vergader met baie van die engele. Die vergadering word genoem die vergadering met die seuns van God. En raai wie bevind homself ook daar? Satan. Hy kom klop ook al by daai meeting aan. God sê, waar kom jy vandaan? Hoekom is jy hier? Jy is nie veronderstel om by hierdie meeting te wees nie. Ek weet nie, ek het eendag by 'n vergadering ingestap en net gaan sit. En die vergadering raak stil. Ek was 'n bietjie laat. En uiteindelik staan die voorsitter van die vergadering op. Hy sê niks, maar hy kom fluister so in my oor. Hy sê, jy moet eintlik nie hier wees nie. Ja, voel nie baie stupid nie. Staan weer op wat jou goedjies, dan gaan jy weer. Satan voel nie dom oor hierdie vraag nie. Wat maak jy hierso nie? Hy sê, was op 'n swerftog oor die aarde wat ek deur kruis het. En die Here vra vir hom, het jy ag gegee op my knegt Job? Daar's niemand op die aarde soos hy is nie. Hy's vroom en opreg, hy's godsvreesend, hy wyk nie af van die kwaad nie. Ek wonder of God my eendag so kan beskryf. Ek weet hy kan nie, want dit is nie wie ek is nie. Maar Job het hierdie status voor God as iemand wat vroom en opreg is en godsvreesend is en die regte ding doen. Hy sê vir Satan, wag 'n bietjie, het jy gesien dat daar iemand is op die aarde wat reg doen? En wat sê Satan? Ja, dit is maklik. Alles wat hy het, dis God se antwoord. Satan sê is maklik. Hierdie ou aanbid jou net. Hy's net so goed en getrou omdat jy na hom kyk. Dis al. En God sê alles wat hy het is in jou hand. Jy mag net nie aan homself raak nie. Kom ons toets dit wat jy sê. En hy gaan daar weg en die verskriklikste goed gebeur met Job. Eers word sy vee gesteel en dan word sy skape doodgeslaan deur weerlig en dan word sy kamele geplunder en uiteindelik gebeur die mees tragiese ding wat denkbaar met enige mens kan gebeur. En hy verloor sy kinders. Nie net 1, 2, 3 nie. Al sy kinders sterf op een dag. Dank die Here dat ek gespaar is om daai verlies nog ooit te beleef het. En ek is seker net iemand wat dit al beleef het, sal weet wat Job deurgaan. Wat die seer en die lyding is van 'n kind wat nie meer daar is nie. En tog sê Job, naak het ek uit my moeder se skoot gekom en naak sal ek daarheen terugkeer. En dan sê Job iets wat ons ongemaklik maak. Die Here het gegee en die Here het geneem. Die naam van die Here is sy geloof. En is dit nie nou net wat ons die hele tyd sê, dis nie God wat dit doen nie, dis Satan wat dit doen. Wie is die een wat neem in Job se verhaal? Dis Satan. Dis die duiwel. Job weet dit nie. En wat ek uit hierdie teks uitkry, is dat Job nog steeds getrou is, selfs al verstaan hy nie. Selfs al verstaan hy nie wat hier aangaan nie, selfs al dink hy dis die Here wat dit doen. Job het nie die agtergrondverhaal wat jy en ek vandag het, wanneer ons die verhaal lees, dat Satan hierdie goed aan hom doen nie. Maar hy bly getrou aan God. Toe het Satan die Here geantwoord, ja, is reg, hy het verheid.
Alles wat iemand het, sal hy gee vir sy lewe, maar raak net aan homself, tas sy gebeente en sy vlees aan. En hy sal jou in jou aangesig seën, die woord kan ook vloek wees. En die Here sê aan Satan, reg doen met Job wat jy goed dink, maar jy moet sy lewe spaar. En Satan het weggegaan, die Job met bose swere getref, van sy voetsool tot sy skedel. Ek het 1 pitsweer gehad. En nie enige iemand anders al 'n pitsweer gehad het nie. Man, dis baie seer. Hierdie ou word getref met swere oor sy hele lyf. En nog steeds, na dit alles, het Job nie gesondig en aan God iets verkeerds toegeskryf nie. Selfs wanneer hy God nie verstaan nie, selfs wanneer hy nie verstaan wat in sy lewe gebeur nie, het hy nie God beskuldig dat God boos is nie. Satan is die skuldige een, wat verantwoordelik is vir die boosheid van hierdie aarde. En baie keer sit ons met hierdie worsteling in ons, want ons moet deur dinge werk, ons moet deur dinge leef, ons moet dinge beleef. Ons het verlies van geliefdes, daar's siekte wat ons tuister, dis gebroke verhoudings, daar's soveel goed wat verkeerd is in ons lewe. En ons vra, wie se skuld is dit? Uiteindelik is dit Satan se skuld. En jy en ek is nie net toeskouers van 'n baie groot oorlog nie. Ons is slagoffers van daai oorlog. Ons noem daai oorlog die groot stryd. Die stryd tussen goed en kwaad. Eintlik die stryd van kwaad teen goed. Want dit is nie goed wat in stryd is met kwaad nie. Dis kwaad, dis sonde, dis Satan wat die stryd aanvoer teen God. En as jy iemand wil seermaak, waar doen jy dit die seerste? Sy kinders. En hierdie mensdom is God se kinders. Wie hy lief is. En Satan wil skade maak aan God. En daarom maak hy jou en my seer. Wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. Petrus sê, wees nigter en waaksaam, want julle teenstander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. En hy soek wie hy kan verslind. En ek weet nie van u nie, maar ek het daai verslinding al beleef in my lewe. Ek weet wat dit is, wanneer Satan ons probeer seermaak. Maar nie net ek wat dit weet nie. Die God wat ek aanbid weet dit ook. Hy probeer die baba Jesus om die lewe bring deur Herodes aan te vuur om al die kindjies dood te maak. Hy kom en hy kom verlei Jesus in die woestyn. Hy sê vir hom, al hierdie dinge sal ek vir jou gee as jy net neerval in my aanbid, die hele wêreld. Jesus sê, gaan weg Satan, daar's geskrywe. Die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Hoe alleen kan ons Satan weerstaan? Daar is geskrywe. My liewe vriende, hierdie paar lesings wat jy hier bywoon in die aande is goed, en ek is baie dankbaar om die woord van God met jou te deel, maar as jy nie die boek vir jouself gaan oopmaak en lees nie, as jy nie tyd spandeer in God se woord, en delf, en lees, en soek, en met die moeilike tekste sit, en sukkel, en vra, en ander gaan vra nie, as jy nie die boek jou kos maak nie, kan jy nie die Satan weerstaan nie. Die Satan het gedink hy het oorwin by die kruis. Ek verwys baie na Woensdag en Donderdag aand se lesings. Ons gaan meer diepte hierna kyk. Maar hy het nie oorwin nie. Jesus het die dood oorwin. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, dis ons is mense soos vlees en bloed, het Jesus, hy, dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het, dis die duiwel.
En so vat hy die lelikste gebeurtenis wat nog ooit in hierdie wêreld gebeur het, die kruisiging van die Seun van God. Daar's niks wat leliker nog ooit gebeur het op hierdie aarde as die kruisiging van Jesus Christus. Dis die booste ding wat Satan kon doen. En God vat en sê, ek gaan die mooiste ding daaruit maak. Ek red die mensdom deur die kruis. Donderdag aand gaan ons die vraag vra, wat is hierdie kruis? Wat beteken dit vir jou en my? In vanaand se lesing wil ek net vir jou verseker, die lelikste ding wat Satan vir jou beplan, wat hy in jou lewe doen, kan God vat en dit omdraai in iets moois. Al verstaan jy. Romeine 8 vers 28 in die 2020 vertaling sê, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk, vir hulle wat hom lief het, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Maak nie saak wat Satan in jou lewe laat gebeur nie, God vat dit, en hy laat dit vir iets goed gebeur. En dis nie God wat dit doen nie, want dis baie keer hierdie indruk wat ons kry, ag dit het seker maar met 'n doel gebeur. Het jy dit al gehoor? Mense gaan dood, en God het 'n groter doel daarmee. Ek was in 'n ongeluk, God het 'n groter doel daarmee. Nee, die doel is die Satan het 'n doel daarmee. God sê, ek kan daai wat Satan verlelik bedoel het, kan ek omdraai en iets moois van maak. Maar dis nie God se plan dat daai goed met jou gebeur nie. Dis nie sy wil nie, dis nie wat hy vir jou wil hê nie. Op 18 April 2014 word 'n baba seentjie gebore. En sy name is Ruben Hendrik de Winnaar. En hy kom in ons lewens in en hy sê hierdie bonneltjie van liefde en vreugde en hy bring soveel geluk in ons lewe en ons is so dankbaar om hierdie seentjie in ons lewe te hê. Dis ons tweede kind. En dit is net so ongelooflik. 3 maande later, 3-4 maande later, 9 Julie van dieselfde jaar, staan ek en my vrou voor 'n dokter. My foto is 'n paar maande later geneem. Maar ons staan voor 'n dokter. En hierdie dokter sê vir ons, ek is baie jammer, maar julle kind het kanker. En hy begin huil. Nou as 'n dokter begin huil, dan begin jy worry. Want dis 'n groot bekommernis as hy huil. Dis hy fluit wat 'n mechanic gee, né? Hierdie dokter begin huil en hy sê ek is baie jammer. Julle kind het kanker. En ons jongste seentjie word gediagnoseer met bilaterale retinoblastoom wat kanker is van die oogies in albei sy oë. En daar kan mens sien al die tumore wat in sy oë is. Sy oë is vol van die kanker. En ons sit met hierdie wroging, wat nou, Here? Wat nou? Gaan hierdie kind sy sig verloor? Gaan hy sy lewe verloor? En dit is moeilik om jou kind vas te hou. En daai dag wat ek daar staan, het ek geglo my kind gaan dood. Dit was die siekste en die seerste wat ek hom nog gesien het. En dit is baie moeilik om 'n klein kindjie vas te hou. Dit is moeilik om 'n stryd van 6 jaar te stry met kanker. En daardie 6 jaar het hy, ons het hier by oor die 200 narkoses het ons begin ophou tel. Ons weet nie hoeveel narkoses het hy gehad het. Hy 9 chemosessies gehad van chemoterapie. Hy het laserbehandeling in sy oog gehad, hy het droë ysbehandeling gehad, hy het chemo-inspuitings binne in sy oog gehad, hy het intra-arteriële chemo gehad, wat hulle by sy lies ingaan, en dan die chemo deur sy are werk tot agter sy oë en dan inspuit. Hy het implantings van radioaktiewe plaatjies gehad agter sy oë, en
vir so lank moet ons deur al hierdie behandelings gaan. Dokters en hospitale, al hierdie protokol raak net deel van ons lewe. En intussen is daar nog 'n seentjie. En hierdie kind moet ook groot word. En hy verstaan nie wat gaan aan met sy boetie nie. En dit is moeilik om 'n kind so te sien. Want jy sien, selfs al verstaan ons nie lyding wanneer dit met groot mense te doen het nie, kan ons dit redelik hanteer. Maar daar's geen manier om dit te rasionaliseer dat 'n kind seer het en ly nie. Daar's geen manier om dit te laat sin maak nie. Daar's niks wat jy kan sê nie. Daar's niks wat niemand vir jou kan sê nie. En ons begin bid en ons sê, Here, asseblief, hierdie kind is in jou hande, asseblief. En elke aand is daar 'n klein boetie, 'n ou boet eintlik wat nog klein is, wat bid, Here, liewe Jesus, maak my boetie gesond. En ons wens en ons bid en ons vra vir 'n wonderwerk en ek raak moedeloos en ek raak kwaad vir God. En ek wil vanaand vir u sê, God is nie bang vir die emosies wat jy en ek voel nie. God hardloop nie weg wanneer ek kwaad is vir hom nie. God hardloop nie weg wanneer ek vra het nie. Ek is vandag dankbaar. Hy is 11 jaar oud. Vandag. Hy het altyd sy ogies. Hy is die enigste kind wat ons van weet wat bilaterale retinoblastoom het, wat dit in al twee oë gehad het, wat nog steeds altyd sy oë het. Al die ander kinders wat ons van weet, en ons het baie ontmoet, het of een oog verloor, of dalk albei oë. En ons weet van kinders wat breinkanker gekry het en gesterf het. En ek kyk baie keer na daardie seentjie en ek sê, Here, wat maak hierdie kind anders? As die maatjies wat ons in die hospitaal ontmoet het, wat nie so gesond geword het nie, en ek het nie 'n antwoord nie. Ek weet nie. Sien, die dinamika van lyding is juis dat ons nie weet nie. Jy en ek verstaan nie. En dis oké. Ons hoef nie altyd die antwoorde vir alles te probeer hê nie. Satan het op hierdie aarde kom wys wie en wat hy werklik is. Hy het kom wys hoe lyk boosheid. Hy het kom wys hoe lyk sonde. Jy en ek hoef nie te wonder hoe lyk seer kry nie, want ons beleef dit in ons eie lewens. En daai is my lewensstorie, en ek is 100% oortuig as ek hier begin vra, vertel vir my jou storie van seer, gaan elke een iets hê om te vertel. Want niemand van ons is vrygeskeld van dit wat Satan doen. Almal van ons word getref. Satan het kom wys hoe lyk dit wanneer mag misbruik word. Wanneer daar misleiding plaasvind. Wanneer daar vernietiging is. Maar daar's goeie nuus. Volgende paar skyfies, en ons is aan die einde, is net 'n voorsmaak van die werklike goeie nuus van volgende donderdag, die grootste belofte ooit. Daar's goeie nuus, want dieselfde Esegiel wat hierdie Satan identifiseer as so mooi en pragtig, totdat daar ongeregtigheid in hom gevind is, skryf ook oor hom, ek het jou tussen die vurige gesteentes uit vernietig. Jy bestaan nie meer nie. O Here wat beskik, ek het 'n vuur uit jou binneste laat uitgaan en dit het jou verteer en ek het jou tot as gemaak op die aarde voor die oë van almal wat jou gesien het. Boosheid sal nie vir altyd bly bestaan nie. Dis die goeie nuus. Boosheid sal nie vir altyd bly heers nie. Want 'n God van liefde kan nie tot in die ewigheid boosheid laat heers. Boosheid gaan sy maat volmaak. Wat God sê, dis nou genoeg. En jy en ek
en baie vrae, en ek het vra oor my eie lewe, en ek het vra oor die lyding wat ek deurgegaan het, gesê, Here, maar was my lyding nie genoeg nie, hoekom moet ons nog aangaan met lyding? En ek het nie die antwoorde daarop nie, maar die antwoord vir my lê hierin, dat ergens gaan God daai streep trek, en boosheid gaan eindig, en sonde en lyding sal vir ewig verby wees, want Jesus kom weer. Die vraag wat jy en ek vandag gekonfronteer word mee is, wie gaan jy glo? Want die wêreld en Satan en allerlei filosofieë wil jou oortuig dat daar ander bronne van boosheid is. Dis maar net jouself, boosheid is maar net 'n sosiale konstruk. Partykeer in godsdiens hoor ons, dit is God wat die bron van boosheid is, dis hy wat een of ander groter plan hiermee het. Of gaan jy die Bybel glo? Wat sê, ek weet hoekom gebeur dinge op hierdie aarde soos wat dit doen. Ek het dalk nie al die insaan, al die hoekoms nie, maar ek weet wie dit is. Terwyl jy en ek nou die hoop het van hierdie uitwissing van boosheid, word ek nog steeds met die vraag gekonfronteer, ja Here, maar wat van nou? Wat van my seer nou? Wat van die trauma wat ek deurgaan nou? Wat van die lyding nou? Johannes 6:37 sê, ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. Daar's 'n plek van veilig wees in al hierdie chaos wat in jou lewe dalk aangaan. En daardie plek is Jesus Christus. Ek ken nie julle lewens nie. Ek weet nie wat gaan aan in elkeen van julle se lewe. Wat is dit wat jou dalk laat wakker lê in die nag? Wat is dit wat trauma is in jou lewe? Wat is die seer wat aan jou gedoen is in jou lewe? Wie is die mense wat jou seer gemaak het? Wie is die mense wat jy seer gemaak het? Waarmee jy dalk nog vandag met skuldgevoelens loop? Wat is die dinge wat in jou lewe gebeur het? Wat is die dinge wat tans? Ek weet nie. Ek weet nie wat dit is wat Satan in jou lewe kom bekendstel het nie. Maar ek weet dit, dat daar 'n Jesus vriend is, wat sê by my, is jy veilig. Kom wag hier saam met my, vir daardie dag, wanneer alle boosheid uitgewissel is. Is daar hoop in al die chaos? Ek dink daar is. Ek glo daar is. En die hoop is nie daarin dat God elke dingetjie wat in ons lewe skeefloop net gaan uitsorteer nie. Die hoop is daarin dat ek nie alleen is wanneer ek deur dit gaan nie. Ek het 'n God wat saam met my daardeur gaan. En wat 'n belofte van 'n hoopvolle toekoms gemaak het, waar boosheid nie meer bestaan. Môre aand kyk ons na die eerste lesing van die sondeprobleem opgelos. Ons gaan weer na 'n Bybelprofesie kyk. Kragtige Bybelprofesie. Gewoonlik doen ek dit nie, maar ek gaan nou vir jou sê, as jy tyd kry voor môre aand, hierdie hoofstuk van Daniël 9 te lees. Doen dit, lees dit deur. Jy gaan ook goed lees wat vir jou op geen manier sin maak nie. Maar lees dit deur, dit lê die fondasie vir môre aand se lesing. Ek hoop om julle almal môre aand hier te sien. Dit was goed om julle saam met julle te wees. Ek dink daar is weer verversings. Elke lesing gaan nie so laat aangaan na 8 nie. Ek sien ons is al by 15:15, ek probeer by 8 stop. So almal is nie so lank soos vanaand nie. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u liefde, dankie vir die goedheid, dankie vir die genade, dankie dat u woord ons leer dat elke goeie gawe en elke geskenk kom van u af. Dankie dat ons 'n God dien en aanbid wat vir ons die beste wil hê, wat die goeie in ons lewens wil tevoorskyn bring. Here, ons het vanaand gesien dat daar 'n bose een is wat verwoesting saai op hierdie aarde, wat in en deur mense werk, wat partykeer in en deur ons werk, wat siekte veroorsaak, wat ongelukke laat gebeur.
wat doodmaak, wat die vader van die leuen is, wat die bron van verwoesting is. Here, dankie dat dit nie U is nie. Dankie dat U Uself aan ons geopenbaar het as 'n liefdevolle, omgee God, wat teenstrydig staan met die beginsels waarvoor Satan staan. My God, gee vir ons hoop wanneer ons deur hierdie moeilike dinge in die lewe gaan. Gee vir ons hoop wanneer ons seer het, wanneer ons ly, wanneer ons trauma ervaar, wanneer ons te nagekom is, wanneer ons ander te nakom. Gee vir ons hoop, Here. Die hoop dat dit nie vir altyd so sal wees nie, maar Here, meer nog die hoop nou dat ons kan weet, ons is nie alleen in dit wat ons deurgaan nie. Dankie vir die eetgoed wat vir ons voorberei is. Seën dit asseblief terwyl ons gebruik maak daarvan en beskerm ons elkeen wanneer ons van hier af na ons onderskeie huise toe gaan. Bring ons asseblief môre aand weer veilig hier by mekaar. En Here, as ons vanaand hier iets gehoor het wat dit op ons hart druk om dalk iemand anders ook uit te nooi om saam te kom. Help ons om daardie uitnodiging te rig aan daai persoon. As daar iemand is in ons lewens wat ons voel ook hierdie boodskappe moet hoor, gee ons die moed om hulle uit te nooi. Dankie dat U vir ons lief is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.